Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie lekker nat maandagoggend. Baie mooi reën gister deur die dag en dan ook deur die nag 'n bietjie gehad. So ek hoop dat jy ook beleef dat die Here jou seën, soos wat die Here ons geseën het met hierdie reën en alles lyk mooi. Toe ons vanoggend deur die tuin gaan stap, kan jy sommer sien hoe die natuur reageer op die reën, né? Ja, ons is by Johannes 1 vanaf vers 35. Onthou die hele ding wat ons oor gepraat het oor Johannes die Doper, hoe hy net die vinger wys na Jesus. Onthou ook maar heeltyd, dis 'n ander Johannes wat die evangelie geskryf het, né? Dit was die disipel van wat die evangelie geskryf het, want Johannes die Doper is baie vroeg in die verhaal sterf hy. Ons gaan daarby kom, maar kom ons gaan aan met vers 35. Die volgende dag het Jesus en twee van sy disippels weer daar gestaan. Toe Jesus verbyloop, het hy stip na Jesus gekyk en gesê, kyk, die lam van God. Die twee disippels het hom dit hoor sê en hulle het Jesus gevolg. Toe Jesus omdraai en hulle hom sien volg, vra hy hulle, wat wil julle hê? En hulle het hom geantwoord, Rabbi, wat as dit vertaal word, beteken meester, waar bly u? Hy sê toe vir hulle, kom kyk. Hulle het toe gegaan en gesien waar hy tuis hang, en hulle het die dag by hom gebly. Dit was omstreeks die 10de uur. Andreas, die broer van Simon Petrus, was een van die twee wat gehoor het wat wat Johannes sê en Jesus gevolg het. Hy het sy broer Simon eers teëgekom en vir hom gesê, ons het die Messias gevind. Dit is, as dit vertaal word, Christus. Hy het hom na Jesus geneem. Jesus het stip na hom gekyk en gesê, jy is Simon, die seun van Johannes. Jy sal Sefas genoem word, wat vertaal word, Petrus. Geliefdes, ons lees tot sover. En baie wat in hierdie verhaal nou afspeel, hier kry ons nou dat Johannes, wat ook disippels gehad het, dit het so gewerk, 'n leermeester het sekere disippels gehad, wat rondom hom vergader het, of saam met hom gebly het, wat dan geleer het by hom. En hy wys hulle na Jesus. Kyk hoe trek Johannes absoluut die aandag van homself af weg na Jesus toe. En uiteindelik, hierdie twee disippels van hom, hulle gaan volg dan vir Jesus. Hulle raak Jesus se eerste disippels in die Johannes Evangelie. Wat beklemtoon hoe dit vir Johannes die Doper glad nie gaan oor homself nie. Hy is net daar om mense na Jesus te wys. En as sy disippels hom nou los en agter Jesus aanloop, dan verskaf dit vir hom die grootste vreugde. Dis presies wat hy wil hê moet gebeur. Ja, en dan Jesus wat vir Petrus sy naam verander van Simon na Petrus toe. En die mooi ding van Andreas, nê, wat sy broer na Jesus toe neem. En in Johannes se evangelie, wanneer hy skryf, wil hy eintlik kom sê, dis my en jou werk, om mense na Jesus toe te neem. So mag ek en jy dit doen. Mag die Here ons gebruik, om mense na Jesus toe te neem. Amen. Here almagtige God, baie dankie ook vir hierdie teks, en ek gelaaide teks vanoggend. En ja, Here, gee dat ons ook al die aandag van onsself mag afwys na Jesus toe, maar dat ons iemand na Jesus toe kan neem. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.